Die verganklike en onverganklikheid. Hier kom ons nou by die pitkos. Die verganklikheid en die onverganklikheid. Nou jy gaan maar saam met my moet staan. 1 Korinte 15 vers 50 tot 54. Skryf. 1 Korinte 15 vers 50 tot 54. Vers 50 sê, maar dit verklaar ek, apostel Paulus. Ek gebruik my hande, laat u kan verstaan, want jong mense verstaan nie. Broeders. Hy sê, maar dit verklaar ek, apostel Paulus. Hy sê, broeders. Nou wie is die broeders? Dis naamlik die bruid van Jafashua, reeds 2000 jaar gelede. Het u geweet, dat die woord Christus het nie bestaan nie? Want hy kon ook dan nie die woord Christen gebruik het nie. Want die woord Christen het nie bestaan nie. Die woord Christus en Christen is deur die Rooms-Katholieke paus, die eerste paus, Constantijn, ene Constantijn, geskep by die Council of Nicaea in 327, wel 325 tot 327, na Jafashua. Daar is die woord Christen geskep. Dit nooit bestaan nie. Die volgers van Jafashua, die mense wat hom gevolg het, was Jafiste genoem. Dit moet u nuuskierig maak. Hierdie goed moet u regtig nuuskierig maak. Hy sê, maar dit verklaar ek, apostel Paulus, broeders, naamlik die bruid van Jafashua. Nou moet jy mooi luister wat hy sê, verskoon my, te lawe haartjie in my neus hierso. Dat vlees en bloed die koninkryk van Jaffa almagtig, dis God, nie kan beerwe nie. So met ander woorde beteken, hierdie stuk styk, hier sit 100 kilogram ordentlike mansvleis, kan nie in die hemel in opgaan nie. Hierdie is vir die wurms om te eet. Sal ek nou sterf? Sal ek nou 'n hartaanval kry en sterf? Wat gaan gebeur? Die maggots gaan my opeet. My liggaam word nie verander onmiddellik nie. Nee, ek gaan graf toe. Die wurms gaan my eet. Nou Paulus sê hierso, maar dit verklaar ek, apostel Paulus, broeders, naamlik die bruid van Jafashua, dat vlees, hierdie vlees, jou vlees ook, en bloed, die koninkryk van Jaffa almagtig, dit is God, dit is die Vader, nie kan beerwe nie. Hierdie vlees kan nie in die hemel ingaan nie. En ook beerwe die verganklikheid. Wat gebeur as ek jou sê, die wurms gaan dit eet, dit is verganklik. Hierdie vlees van my, nie die onverganklikheid of die ewige lewe nie. Die verborgenheid. 1 Korinte 15:51. Hierdie is pitkos. Hierdie is pitkos. Kyk, ek, apostel Paulus, deel julle wie die bruid van Jafashua is, 'n verborgenheid mee. Nou, verborgenheid is wat? Is iets wat jy nie weet nie. Ons, naamlik die bruid van Jafashua, sal wel nie almal ontslaap nie. Wat? Ja, julle, party van julle AGS ouens glo dit nie. En so ander protestante en charismatiese ouens ook nie. Hulle sê dit vat te lank. Jesus moes lankal gekom het. En nou betwyfel hulle die wederkoms. Dis sê daar waar julle gaan surprise, né? En dan leer hulle van ander mense wat minder weet as hulle. Vers 51. Kyk, ek, apostel Paulus, deel julle wie die bruid is, 'n verborgenheid mee. So 'n verborgenheid is iets wat ewigheidswaarde het. Ons, naamlik die bruid van Jafashua, sal wel nie almal ontslaap nie. Ons gaan nie almal doodgaan nie, maar ons sal almal verander word. Dis sekerlik heel duidelik. Vers 52. In 'n oomblik, in 'n oogwink, so vinnig as wat jy oog kan klap, kan oop en toe maak. By die laaste bassein, luister wat hy sê nie by die laaste 7 basseine nie. By die laaste bassein, wat het daar in die Botha gesê, hy het 7 basseine gehoor. 7 basseine. Ja, daar loop seker 'n trein daar rond, naby waar die hoeters blaas. Laaste bassein, 'n bassein is 'n enkel, daar gaan geen bassein blaas nie. Het jy dit geweet? Jy sien, die ouens lees die Bybel, en hulle verstaan nie die beeldspraak nie. Want die beeldspraak is nie 'n rams, want die bassein is nie 'n ramshoring nie, 'n ramshoring is nie 'n bassein nie. Dis wanneer Jafashua sy bruid kom roep, wanneer hy kom aan die einde van Openbaring 3 vers 22, hier sit die 500 ouens in die kerk, sal sy stem soos 'n bassein klink, wat net die bruid gaan dit herken. Nie die hele kerk nie. Die res van die kerk hoor dit nie.
Dis nie bassyne nie, dis nie 7 bassyne nie. Een bassyn. Dis nie 'n bassyn nie, dis sy stem. Wanneer hy sê kom, dan gaan die bruid.